Vandag is Goeie Vrydag. Kan ek jou nooi om jou hart weer oop te maak vir die grootsheid van hierdie dag, al is jy hoe bekend met die gebede daarvan. En wanneer jy 'n tydjie het, gaan lees die gebede rondom Jesus se arrestasie in Markus hoofstuk 14 vers 43 tot 52. Dan sal jy lees dat dis 'n donker oomblik. Judas kom nader. Die skare kom met swaarde, met stokke. Binne oomblikke word Jesus gegryp. En dan is daar paniek. Iemand trek 'n swaard. Mense is bang. Dit lyk asof alles uitmekaar val. Maar juis in hierdie oomblik tree Jesus anders op. Hy verset hom nie, hy hardloop nie weg nie, hy probeer homself nie red nie. En daarom het hy vra, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is. Sien, Jesus word nie deur die chaos van hierdie oomblik meegevoer nie. Hy bly helder. Hy bly teenwoordig en hy bly oorgee aan die Vader. En so is die kruis nie net 'n simbool van lyding nie. Dit is ook 'n simbool van Jesus se oorgawe. Jesus word nie meegesleer deur die geweld van ander nie. Hy gee homself. Hy vertrou homself toe aan die Vader, selfs hier in die donkerste uur. En dis wat Jesus op hierdie dag so sterk, so anders, so heilig maak. Wanneer ander paniekerig raak, bly hy standvastig. Wanneer ander gryp of slaan of verraai en vlug, bly Jesus getrou. Wanneer alles rondom hom verbrokkel, bly hy in liefde oorgee. En hoe anders die disippels en die ander se optrede. Markus sê, toe het al sy disippels hom in die steek gelaat, weggehardloop. En dan voeg hy hierdie vreemde, aangrypende detail by, wanneer hy sê, 'n sekere jong man het die doek gelos en kaal weggehardloop. Vreemde detail. Maar juis in hierdie detail word die kontras nog te kerper. In ons vrees en in ons onsekerheid is ons reaksie dikwels om te vlug of om onsself te probeer red. Maar Jesus wys vir ons 'n ander weg, om onsself in vertroue aan die Vader oor te gee. Jesus se oorgawe was nie uit swakheid nie, maar uit liefde, uit vertroue. Sy oorgawe was nie uit moedeloosheid nie, maar uit gehoorsaamheid. Nie omdat die pad maklik was nie, maar omdat hy die Vader volkome vertrou. En daarom vandag, op Goeie Vrydag, sal jy weer na Jesus kyk. Om te sien wie hy is. Om te sien hoe hy selfs in die donkerste uur nie terugdeins nie, nie ophou liefhet nie, nie ophou vertrou nie. En die uitnodiging aan ons is om nie voor te gee as jy bang is nie, om nie te maak asof oorgawe maklik is nie, maar om met jou hele lewe weer na hom toe te draai. En dalk is daar iets wat jy op hierdie oomblik probeer beheer. Dalk is daar iets waarvoor jy bang is. Dalk is daar 'n seer, 'n verlies, 'n onsekerheid, pad vorentoe wat jy nie kan uitmaak nie. Vandag word ons herinner, jy hoef nie jouself te red nie, jy kan jouself nie red nie. Jy hoef nie alles bymekaar te hou nie en jy hoef nie te vlug nie, want Jesus, die een wat gebly het, die een wat homself in die liefde oorgegee het, is die een wat hom aan jou toevertrou. Nou wanneer jy vandag bid, praat met die Here oor waar hy jou nooi, om nie te vlug nie, maar om jouself in vertroue aan hom oor te gee. Kom ons bid saam. Here, soos wat ons vandag weer voor die kruis staan, die grootsheid daarvan, maar ook die misterie. Dankie dat U gekies het om Uself oor te gee en daarin vir ons die pad wys. Here, gee ons die moed om te groei in ons vertroue. Help ons om oor te gee aan U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.